Geliefdes, maar laat my toe dat ek hierdie herder en skap verhouding verduidelik. Dis reg genoeg dat die herder loop voor. Dis reg genoeg dat die herder praat. Maar die skap moet die stem volg. Die skap moet volg, dit verstaan jy nie, want hoe word het gaan nie. Maar die herder maak stap, dat sy stem geken word, en dat sy stem deur sy skap slaafs nagevolg word. Dis die verhouding die geliefdes. Die probleem wat ons in vandag se tyd mee sit, almal soek die herder se beskerming. Almal soek die herder se sorg, se liefde, se daar wees. Maar nie een van ons sien kans om die herder te volg. Jy loop jou eie rigting. Jy het jou eie wil. Jy sê, dis jou lewe. Niemand sal jou sê. Maar as 'n skap, as die wolwe wat jou kyk met begeertes. Die Bybel sê, as die duiwel ons kyk, dan begeer hy om ons te sif. Soos Koring, die duiwel kyk ons met 'n begeerte. Hy wil ons ontwortel. Hy wil ons vernietig. En ons kan nie op hierdie aarde loop sonder enige beskerming. Maar om beskerming te kry, geliefdes, moet ons loop agter die Here. Geliefdes, ek vra myself af, Here, gee my tog voorbeelde van mense wat u stem volg, of hoe volg hulle u stem? Geliefdes, 'n skap wat die stem van sy herder volg. Ek het terloops, ek weet nie watter land is dit nie, maar ek kan nie mooi sien. As jy die klip gesien het, dan is dit reg. Vuur word gebrand in die middel, en die herder kom, en hy loop, en die skape is al agter hom, al rondom die vuur, al rondom die vuur. Maar dit is asof die skape nie die gevaar van die vuur ken nie, want hulle vertrou die stem van die herder. Hulle maak stap op die liefde wat die herder het vir hulle. As ek Jesus volg, al kan hy my deur gevaar lei, soos Shadrach, Meshach en Abednego, waar die vuur staan, sy stem moet harder wees as my eie liggaam. Mense wat sy stem navolg, sê soos Petrus, jy kan my maar kruisig, dan draai jy my kruis om en maak die vuur onder, maar ek weier om sy stem nie te volg. Mense wat sy stem volg, staan by die beginsel van sy woord, en ongeag wie wat sê, hy beweeg nie van die stem van God nie. Nou mag u my vra, pastoor, waar is die stem van God? Sy woord is sy stem. Die Bybel word genoem die woord van God.
die woord, dan volg jy sy stem.